Gemeente, julle kan julle Bybels my oopmaak by Efesiërs 3 verse 1 tot 13. Efesiërs 3 vers 1 tot 13. Tot dusver het ons 'n besonderse studie in hierdie evangelieryke boek gehad. Ons gaan vanoggend aan met ons studie. En die tema vanuit hierdie gedeelte wat ons nou die laaste 2 kere in Efesiërs behandel het, is die glorieryke evangelie. Vandag is deel 3 van hierdie tema. En ons gaan vandag hierdie tema saamvat en afsluit, die glorieryke evangelie. Ons gesels weer vandag oor daardie kosbare evangelie boodskap. Die evangelie wat vir ons opgewonde maak. Die evangelie wat die krag van God is tot redding vir elkeen wat glo. Vandag, geliefdes, gaan so 'n bietjie herhalend wees, want ek beoog om die fundamentele waarhede wat ons tot dusver oor die evangelie uit hierdie gedeelte geleer het, vas te lê by julle. Want daar is soveel verwarring, daar is soveel misleiding omtrent die ware evangelie in die wêreld rondom ons, dat ek dit glad nie moeite ag om dieselfde dinge vir julle te sê nie. En dit dien tot julle vastigheid. Is dit nie wat Paulus vir ons skryf in Filippense 3 vers 1 nie? Nee, is nie vir my moeite om dieselfde dinge vir julle te sê nie, en aan julle gee dit vastigheid. Petrus doen dieselfde. In 2 Petrus 1 vers 12 en 13, en ek volg hulle voorbeeld vanmôre, om hierdie waarhede vir ons vas te lê in ons harte, in ons denke. Wat ek beoog vanoggend is om 'n oorsig te doen van dit wat ons reeds behandel het oor die evangelie uit die teks. Ons gaan kyk na wat is daai glorieryke evangelie. Ek gaan net kortliks weer daaraan raak. En ook aan die 5 waarhede wat ons tot dusver oor die evangelie geleer het uit hierdie gedeelte. En dan sal ek daarna ook die laaste 2 van hierdie 7 waarhede omtrent die evangelie vanoggend behandel. Waarna Paulus verwys in sy getuienis hier in die teks. Efesiërs hoofstuk 3 vers 1 tot 13. Kom ek lees vir ons die teksgedeelte en daarna sal ek bid vir die Here se hulp. Paulus skryf onder inspirasie van die Heilige Gees: om hierdie rede is ek, Paulus, die gevangene van Christus Jesus. Julle weet wat hy bedoel daarmee. Hy is in hierdie tyd, terwyl hy hierdie brief skryf, sit hy onder huisarrest in Rome vir sy verkondiging van die evangelie aan die heidene. Ons lees daarvan in Handelinge 28 vers 30 en 31, en hy sê hier prontuit vir hulle, hy is die gevangene van Christus Jesus terwille van julle, die heidene. Julle het tog gehoor dat die taak van die bediening van God se genade teenoor julle, heidene, aan my toevertrou is. Deur Openbaring is die geheimenis aan my bekend gemaak, soos ek kortliks geskryf het. Wanneer julle dit lees, sal julle daardeur my insig in die geheimenis van Christus kan begryp. Die geheimenis is nie aan vorige geslagte onder die mensdom bekend gemaak in Ou Testament tye, soos dit tans deur die Gees aan sy heilige apostels en profete in Nuwe Testament tye geopenbaar is nie. Wat is daai geheimenis van die evangelie? Vers 6 sê naamlik dat die heidene deur die evangelie mede-erfgename, medelede van die liggaam en deelgenote aan die belofte in Christus Jesus is. Hoe kosbaar. Van die evangelie, sê Paulus, het ek 'n dienaar geword, 'n gestuurde, 'n apostel, ooreenkomstig die gawe van God se genade wat aan my betoon is volgens die werking van sy krag. Aan my, ek wie minder as die geringste van al die heiliges is, aan my is hierdie genade geskenk om aan die heidene die evangelie van die onpeilbare rykdom van Christus te verkondig. En om almal in te lig wat die uitvoering van die geheimenis is wat vir eeue lank verborge was in God wat alle dinge geskep het. Gevolglik kan die ryklik geskakeerde wysheid van God nou in Nuwe Testament tye deur die kerk aan die owerhede en die magte in die hemel bekend gemaak word. Ooreenkomstig sy ewige voorneme wat hy gemaak het in Christus Jesus ons Here. In hom het ons deur ons geloof in hom 'n seker
en 'n vrymoedige toegang tot God. Daarom versoek ek julle, Efesiërs, om nie moedeloos te word as gevolg van my verdrukking, my boeye ter wille van julle nie. Dit sal julle tot eer strek. Net tot sover uit die woord van die Here. Kom ons bid saam. Vader, wat 'n besonderse gedeelte in u heilige woord. Soveel diepte, Here, dit voel vir my tot dusver, al het ons al 2 weke spandeer en gaan ons nou 'n 3de week in hierdie teks spandeer, raak ons net die tippie van die ysberg. Maar dankie, Here, dat u waarheid, u geïnspireerde gesaghebbende waarheid aan ons gegee het in u woord, die Bybel, wat foutloos en algenoegsaam is. Here, ons waardeer dit en as ons harte stil maak om voor u weer eens u woord te bestudeer vanoggend, wees met ons. Help vir ons deur die Gees, Here, om werklik te verstaan, om 'n begrip te hê, soos Paulus van skryf hierso in vers 4. Die diepte van hierdie glorieryke evangelie van ons Here Jesus Christus, wie se geboorte ons ook hierdie week herdenk. Wees naby ons nou en mag die verkondiging van u woord bereik dit waarvoor u dit laat uitgaan. Vrug, Here, in ons lewens, die vrug van bekering, die vrug van groei, 30voudig, 60voudig, 100voudig en dit alles tot u eer. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Gemeente, wat is die evangelie van Jesus Christus? Teen die tyd behoort julle dit te kan opsê. Die evangelie, Evangelion in die Grieks, beteken goeie nuus. Dis die goeie nuus dat God dit vir sondaars moontlik gemaak het om gered te word van sy komende oordeel oor sonde deur geloof in Jesus Christus. Hy wat verlossing bewerk het deur sy kruisdood vir elkeen wat glo. Dit is die evangelie. Die evangelie is nie soos die voorspoed teologie proponente ons wil laat glo dat Jesus het gekom aarde toe sodat hy ons van ons sukkelende bestaan kan verlos en sodat ons voorspoedig en ryk en gesond kan wees nie. Dis 'n valse evangelie, 'n verdoemende evangelie boodskap. Die evangelie is ook nie wat die Jesus plus proponente vir ons wil laat glo nie, dat Jesus aarde toe gekom het net om ons redding te initieer en dat ons nou Jesus se verlossingswerk moet aanvul met godsdienstige goeie werke van ons eie. Dis ook 'n valse verdoemende verdraaiing van die evangelie. En verseker is die evangelie nie wat die alle paaie lei na Rome proponente ons wil laat glo nie, dat Jesus in hierdie wêreld ingekom het as een van baie middelaars en weer na die opperwese in die heelal nie. Nee, geliefdes, die evangelie het te maak met Christus se geboorte in hierdie wêreld in as verlosser vir sondaars, om ons van sonde te verlos deur sy kruiswerk, sodat ons versoen kon word en in 'n regte verhouding kan staan met 'n heilige God en vanaf hom ontvang die ewige lewe en 'n ewige erfenis in die hiernamaals. Dit is die evangelie. Die suiwer egte evangelie van die Bybel is gebou op 4 boublokke, soos wat ek julle herinner het. Eerstens, God is heilig en vereis heiligheid van sy skepsels. Dis hoe hy aanvanklik die eerste mense geskaap het om heilig te leef. Maar die eerste mense het in sonde geval en daarom is die mensdom nou sondig. Elkeen van ons is in sonde gebore en ons is sondaars deur ons eie keuse. En daarom staan ons ook onder die veroordeling van 'n heilige God. Dit is ons nood. Dit is ons primêre probleem. En dis die rede waarom Christus gebore is in hierdie wêreld. God se oplossing is dat hy Jesus, God, die tweede persoon, gestuur het aarde toe om as 'n mens gebore te word, sodat hy die volmaakte God mens kon wees en middelaar tussen God en mens om ons verlossing te bewerk deur sy sondelose lewe, maar ook deur sy kruisdood vir ons.
Jesus het aan die kruis ons sonde skuld, ons sonde straf op homself geneem. Hy het dit gedra, hy het dit ten volle betaal, sodat ons vergewe en verlos kan word van sonde. Herstel kan word met die Vader, versoen met hom, en kan verkry, soos ek gesê, die ewige lewe vanaf hom. En die noodsaaklike reaksie, die absoluut noodsaaklike reaksie op hierdie handeling van God vir ons verlossing van sonde, is jou en my persoonlike besluit om tot bekering te kom van ons sondes. En ons geloof te plaas in Jesus Christus as ons saligmaker, ons losser van sonde en die Here van ons lewe. Eers wanneer ons dit gedoen het, sal ons deel in die verlossing wat God beskikbaar maak van sonde. Geliefde, het jy dit al gedoen? Is Jesus vir jou kosbaar? Het jy al jou toevlug na hom toe geneem as die Christus, deur bekering van jou sonde, deur geloof in hom, in sy verlossingswerk? As jy nog nie het nie, bid ek dat vandag die kruispad vir jou sal wees. Dat jy Christus Jesus, wie se geboorte ons hierdie week herdenk, sal vind as jou persoonlike verlosser en Here. Want buite hom is daar nie verlossing nie, maar slegs die verskriklike verwagting van veroordeling en 'n ewigheid van bewuste pyniging in die vure van die hel. Daarom, kom en omarm Jesus vanoggend. Hy wat die seën het die lewe. Hy wat nie die seën het nie die lewe nie. Geliefdes, dit is die suiwer Bybelse evangelie waarna Paulus in ons teks hier in sy getuienis verwys. Ons het opgelet tot dusver in ons studie van hierdie teks dat die Efesiër gelowiges wie sy oorspronklike gehoor was, waarskynlik te hore gekom het van sy verknorsing, dat hy nou onder huisarrest in Rome sit vir sy verkondiging van die evangelie, en dat hulle bekommerd was oor hom. En Paulus wil nie hê dat hulle bekommerd moet wees oor hom nie. En daarom skryf hy die brief onder andere om 'n goddelike perspektief te bied op sy boeye vir hulle. Dat hulle nie moedeloos sou wees oor sy boeye nie, maar sou verstaan dat sy boeye strek tot sy eer, maar ook hulle eer. Kyk wat sê hy in vers 13 van ons teks. Efesiërs 3 vers 13. Ek versoek julle om nie moedeloos te word as gevolg van my verdrukking ter wille van julle nie. Dit sal julle tot eer strek. En Paulus maak bekend dat hy is bereid om te ly vir hierdie kosbare, hierdie glorieryke evangelie, wat hy die voorreg gehad het om te bedien aan die heidene as apostel, soos hy verduidelik hier vanaf vers 7. Hierdie evangelie van die een het ek 'n dienaar geword, ooreenkomstig die gawe van God se genade wat aan my betoon is volgens die werking van sy krag. Aan my, die geringste van die heiliges, is hierdie genade geskenk om aan die heidene die evangelie van die onpylbare rykdom van Christus te verkondig. En as sulks is hy bereid om te ly. En in hierdie getuienis in ons teks, soos ek vir julle uitgewys het, verwys Paulus na 7 kosbare waarhede van hierdie evangelie boodskap. 7 waarhede. 5 daarvan het ons reeds behandel. Ek wil gou weer vlugtig saam met julle na daai 5 waarhede kyk. Eerstens het ons gesien vanuit Efesiërs 3 vers 1 tot 13 die oorsprong van die evangelie boodskap. Die oorsprong daarvan. Die evangelie van Jesus Christus het nie sy oorsprong in die hart van enige mens nie. Die evangelie is nie die resultaat van enige mens se vindingryke verbeelding nie, soos die valse godsdienste van hierdie wêreld, soos elke ander sekte en okkult in hierdie wêreld nie. Al daai dinge het hulle oorsprong in die hart van die mens, die verdorwe, gevalle hart van die mens. Maar die egte suiwer evangelie van God se woord het sy oorsprong in die hart van God. Dit kom vanaf die Here. Kyk wat sê Paulus in vers 3. Hy sê deur openbaring, per implikasie vanaf God natuurlik, deur die Gees is hierdie geheimenis van die evangelie aan my bekend gemaak, soos ek reeds kortliks vir julle geskryf het in Efesiërs 2 vers 11 tot 22. En geliefdes, aangesien die evangelie van Jesus, die ware suiwer Bybelse evangelie, sy oorsprong in die hart van God het,
is dit die egte een. Dit is die enigste betroubare, die enigste waaragtige, die enigste geloofwaardige boodskap waardeur redding moontlik is. Daar is valse weergawes daar buite. Kyk, Paulus in die eerste eeu skryf al reeds aan die Galasiër gelowiges in Galasiërs 1 vers 6 tot 9 om hulle te waarsku dat hulle besig was om weg te dryf vanaf die suiwer evangelie wat leer dat ons gered is uit genade alleen, deur geloof alleen in Jesus Christus alleen, na 'n Jesus plus evangelie boodskap. En dat hulle geleer was deur die Judaïste in hulle dag, dat hulle Jesus se kruiswerk moet aanvul deur die onderhouding van die Ou Testament wet. Onder andere die besnydenis was 'n groot ding. En Paulus sê vir hulle, pas op, daar is geen ander evangelie nie behalwe die een wat ek aan julle verkondig het. Selfs al sou enige ander mens of selfs 'n engel uit die hemel vir julle 'n ander evangelie verkondig, laat hom 'n verdoeming wees. Aangesien hierdie evangelie, die suiwer evangelie van die woord, sy oorsprong in die hart van God het, behoort ons ook nie te vrees dat ons ander op 'n dwaalspoor sal lei as ons hulle die evangelie verkondig nie. Inteendeel, omdat hierdie die egte boodskap is, die enigste boodskap waardeur redding moontlik is, moet ons gemotiveerd wees om hierdie boodskap wyd en suid uit te dra. Orals waar ons beweeg, konstant, soos ek nou meer op sal uitbrei. Die evangelie het sy oorsprong in die hart van God. En dan ook, geliefdes, ons het gesien, tweedens, die verstaanbaarheid van die evangelie vanuit Paulus se getuienis hierso. En ek het vir julle gesê, deur die verligting van die Heilige Gees is die evangelie verstaanbaar vir alle mense. Dis bo niemand se vuurmaakplek om te verstaan nie, selfs nie kinders nie. Dis een ding wat ons moet verstaan oor die evangelie, al is dit so omvattend dat ons nooit in ons leeftyd die dieptes daarvan ten volle sal kan pyl nie. Ons sal konstant in ons wandel met die Here meer leer oor die evangelie, maar dit is so eenvoudig dat 'n kind dit kan verstaan, genoegsaam verstaan om daardeur verlossing te vind. Deur die verligting van die Heilige Gees is dit verstaanbaar. Dit is wat Paulus onder andere skryf hier in vers 4. Hy sê, wanneer julle lees dit wat ek oor die evangelie geskryf het vroeër in die brief, sal julle daardeur my insig in die geheimenis van Christus kan begryp. Selfs die Efesiër gelowiges wat eenvoudige mense was, net soos ons eenvoudige mense is, sal dit kan begryp. Dit is verstaanbaar en ons moet ook, omdat dit verstaanbaar is, nie bang wees om onsself te verdiep in hierdie evangelie deur 'n bestudering van die Bybel nie. Ons moenie bang wees daarvoor nie, want wanneer ons die woord van God bestudeer, dan verdiep die Gees ons in ons verstaan van die evangelie. En ons moet ook nie bang wees nie, geliefdes, moenie huiwerig wees om hierdie verstaanbare evangelie by jou kinders en jou kleinkinders in te skerp nie. Dit moet ons konstant doen, en selfs by mekaar se kinders en kleinkinders moet ons dit inskerp soos die Here ons beveel. Konstant. Ons het derdens gekyk ook na die volledigheid van die evangelie waarna Paulus verwys. Die volledigheid soos ons dit nou het in Nuwe Testament tye. Die evangelie, soos dit geopenbaar was deur Jesus se eerste eeuse apostels en profete, en soos dit vir ons opgeteken is spesifiek in die Nuwe Testament van die Bybel, dit is die finale. En dit is die volledige weergawe van die evangelie. Daar moet niks nog bykom nie. Ons het die volledige boodskap wat lei tot redding in die woord van God. En aangesien dit volledig is, geliefdes, beteken dit dat hierdie evangelie, die egte, die suiwer een, is al genoegsaam om ons wys te maak, rakende alles wat ons moet weet om gered te word, of 'n heilige lewe voor God te leef. Daar sal nie in ons dag of in die toekoms voor die wederkoms van Christus enige iets bygevoeg word nie. Inteendeel, diegene wat wil byvoeg by die evangelie waarheid van God se woord, die Here sê, laat die pla waarvan geskryf is in hierdie boek bygevoeg word by sy lewe.
En aangesien ons dan die volledige evangelie het in die woord, laat ons alle ander sogenaamde boodskappe, soos waarna ek vanoggend verwys het, die voorspoed teologie boodskap, die Jesus plus boodskap, die alle paai lei na Rome boodskap, al daai valse boodskappe moet ons verwerp in die lig van die volledige evangelie wat die Here vir ons in sy woord laat opteken het. Vierdens het ons gekyk na die universeelheid van die evangelie. Die universeelheid, dat dit nie net bedoel was vir een etniese nasie op aarde nie. Dis nie net bedoel, glo ek ons almal verstaan, vir die Israeliete nie, of die Jode soos hulle na die Babiloniese ballingskap bekend gestaan het nie. Dat die evangelie is bedoel vir die redding van gelowiges vanuit elke en alle nasies van die wêreld. In Nuwe Testament tye. Daarom het Jesus ook net voor sy hemelvaart vir sy disippels hierdie opdrag gegee. Die groot opdrag van die kerk, gaan en maak disippels van alle nasies. En aangesien dit waar is, geliefdes, moet ons wat in die reënboognasie van die wêreld bly, ernstig wees oor Jesus se opdrag. Om hierdie suiwer egte evangelieboodskap na al die bevolkingsgroepe rondom ons te neem, konstant. Blankes, swartes, kleerlinge, Asiërs, Indiërs, Chinese, Arabiere en so voort, soos wat ons die geleentheid het. Dit is universeel bedoel vir die redding van alle mense wat glo. En dan vyftens het ons gekyk ook na die effek van hierdie evangelieboodskap. Dat hierdie boodskap, anders as die valse sogenaamde evangelieboodskappe, alle ander boodskappe verhef die mens in 'n humanistiese sin. Dis slegs die suiwer evangelie wat strek tot eer van God. In dat God, deur die redding van gelowige Jode en nie-Jode, heidene, en hulle saambring, insluit by sy volk in Nuwe Testament tye, by sy kerk, dat hy so voor die ganse onsienlike skepping sy heerlikheid toon. Die owerhede, die magte en die lig het ons gesien hier in vers 10. Kyk toe op wat God doen in die kerk, die insluiting van gelowiges uit alle nasies. En dit maak sy wysheid aan sy skepping bekend. Ons, as dit ware, die kerk in Nuwe Testament tye is 'n vertoonstuk van die menigvuldige of die ryklik geskakeerde wysheid van God, soos Paulus sê, so dit strek tot sy eer. Besef jy, geliefde, die eer wat dit is om 'n uitstalling te wees saam met die groter kerk van Jesus, 'n uitstalling van die ryklik geskakeerde wysheid van God aan die onsienlike deel van God se skepping wat konstant toekyk wat God op aarde doen in die kerk. Hoe kosbaar, dis 'n groot eer om deel daarvan te wees, 'n vertoonstuk van die glorie van God deur die evangelie. En natuurlik wil ek bysê om bewus te wees van die feit dat die onsienlike skepping ons lewens konstant dophou, soos Paulus hier impliseer in vers 10 van ons teks, behoort ons te motiveer om waardig te lewe elke oomblik van die dag, in die publiek maar ook in die privaat, waardig van die evangelie waardeur ons geroep het. Dis presies wat Paulus later, 'n paar verse later sê in hierdie brief. Kyk na Efesiërs 4 vers 1. Paulus sê, daarom spoor ek julle aan, ek wat ter wille van die Here 'n gevangene is, om so te leef dat julle die roeping waarmee julle geroep is, waardig is. En ons sal, as die Here vertoef om te kom en wil, sal ons binne die volgende klompie weke, vroeg volgende jaar, aandag gee aan daai teks ook. Maar ja, ons het gekyk na hierdie 5 waarhede van die evangelie wat Paulus aanraak in hierdie getuienis van hom sover, die oorsprong van die evangelie, die verstaanbaarheid daarvan, die volledigheid daarvan, die universeelheid daarvan, die effek daarvan. Nou vandag kyk ons na 'n 6de van die 7 waarhede oor die evangelie in hierdie teks, die onveranderlikheid van die evangelie. As jy begin visvang het, nou is die tyd om wakker te skrik en aandag te gee. Die onveranderlikheid van die evangelie. Paulus skryf omtrent hierdie evangelie van Jesus
En meer spesifiek natuurlik van daardie aspek van die evangelie wat in Ou Testament tye verborge was, wat hy noem 'n geheimenis was. Naamlik dat gelowiges uit al die nasies van die wêreld, nie slegs gelowige Jode nie, maar gelowiges vanuit elke nasie, stam, volk en taal in Nuwe Testament tye, sou deel hê aan God se redding in Christus Jesus. En ook deel gemaak sou word van sy volk onder die nuwe verbond. Daardie een nuwe mens, daardie een nuwe liggaam wat Paulus vroeër van geskryf het in Efesiërs 2 vers 15 en 16. Hierdie geheimenis van die evangelie, dat ons heidene ook ingesluit is, saam met die gelowiges van sy Ou Testament volk, as deel van sy Nuwe Testament kerk. Dit, sê Paulus, let op in vers 11, is ooreenkomstig sy ewige voorneme, wat hy gemaak het in Christus Jesus, ons Here. Hierdie is so 'n ontsettende belangrike stelling, geliefdes. Dit wil sê die evangelie van Jesus waarin ons glo, waardeur gelowige Jode en heidene gered word en ingesluit word by God se volk, sy kerk. Dit is nie plan B gewees nie. Ons insluiting was nooit plan B nie, maar plan A van die begin af. Want dit is volgens sy ewige voorneme. Hoekom dit belangrik is omdat daar is sommige teoloë in vandag se groter kerk, die dispensasie teoloë, of hulle noem hulle self dispensationalists, baie van julle het gehoor al van hulle, lieflike boeties en sissies van ons in die Here, maar wat op hierdie punt fouteer. Daar is baie van hulle wat glo dat Jesus met sy eerste koms in die wêreld in alreeds die koninkryk vir die Jode wou gee, maar die Jode het Jesus toe nou verag en verwerp en uiteindelik vermoor aan die kruis. En toe was God genoodsaak, omdat hulle nou nie die koninkryk wat hy aanbied wou gehad het nie, om 'n vinnige plan B te maak, en dis hoe die kerk nou ontstaan het. Dat God nou al die heidene skielik intrek in hierdie onvoorsiene situasie. So asof die redding van gelowiges uit al die nasies van die wêreld nie van die begin af deel van God se verlossingsplan was nie. Geliefdes, Paulus blaas so 'n idee totaal uit die water uit deur vir ons te sê dat die insluiting van heidene om mede-erfgename te wees, vers 6, medelede van die liggaam te wees, deelgenote aan die belofte van Christus. Dit was volgens God se ewige voorneme. Vers 11. Paulus verseker hier die Efesiër gelowiges, maar ook vir jou en my, ons wie deel van die heidense bevolkingsgroepe van die wêreld is, dat ons nie 'n nagedagtenis was nie. Ons was deel van God se ewige voorneme. Daarom kan ons sê die evangelie waardeur beide Joodse en heidense gelowiges gered word en ingesluit word by God se volk, die kerk. Dat hierdie evangelie was in die voortyd al reeds, toe die verbond van verlossing tussen die persone van die drie-eenheid gesluit was in die voortyd, in ewigheid, voor die skepping was dit vasgelê volgens God se ewige voorneme, sy volmaakte raadsplan. Hierdie evangelie wat ons insluit, sal in die teenwoordige tyd volgens God se ewige voorneme onveranderd bly. En dit beteken hierdie evangelie waarby ons ingesluit is, sal in die toekoms volgens God se ewige voorneme vervul wees. Ek wil hier 'n toepassing maak. Bied dit nie vir jou en my 'n besonderse sekuriteit in ons verlossing nie. Absoluut, want ons weet ons verlossing is deel van die ewige voorneme van God wat hy gemaak het voor die skepping van die wêreld. En omdat God onveranderlik is, kyk, ek glo julle, vertrou julle glo dit uit die skrif uit. God is onveranderlik. Hy's onveranderlik in sy planne, hy's onveranderlik in sy doelstellings. Daarom kan Paulus praat van sy ewige voorneme. Dit verander nie, dit is ewig van aard.
Omdat hy onveranderlik is ook in sy ewige voorneme, wat insluit sy verlossingsplan, wat insluit die evangelie boodskap, is ons geloof in Jesus Christus nie misplaas nie. Dis nie misplaas nie, God se planne gaan nie verander nie. Sy voorneme is ewig. Uiteindelik sal ons geloof in Jesus Christus uitloop op ons beloning by sy wederkoms en by ons burgerskap in die nuwe hemel en nuwe aarde. Is dit nie bemoedigend nie? Wat 'n besonderse sekuriteit, dat ons insluiting as deel van die een nuwe mens, een nuwe liggaam van die kerk in Nuwe Testament, dat dit deel van die ewige voorneme van God is. Nog 'n waarheid wat ons leer, 'n sewende van hierdie 7 waarhede van die evangelie vanuit Paulus se getuienis, is nie net die onveranderlikheid van die evangelie nie, die permanentheid daarvan nie, maar ook die voorreg van die evangelie, en ek wil dit benadruk vanoggend. Ek wil hê dit moet julle by my hoor en van my vat en daarmee stap hierdie Kersseisoen, hierdie vakansietyd. Dat julle dit nadink, dat julle daaraan aandag gee. Die voorreg van die evangelie. Luister wat skryf Paulus in vers 12. In hom het ons, hierdie is 'n stelling van 'n feit, ons het deur ons geloof in Jesus in hom 'n seker, 'n vrymoedige toegang tot God. Dis die voorreg, die uitvloeisel, die gevolg, die resultaat van hierdie glorieryke evangelie is dat ons, die heidene, het ook nou toegang tot God, die Vader, en daai toegang is seker, daai toegang is vas, en ons kan met vrymoedigheid toenader deur Christus Jesus. Ons neem hierdie voorreg baie vanselfsprekend aan, nie waar nie. Dat ons is versoen met die Here deur Christus Jesus en ons kan elke dag intiem met die Here wandel in 'n nabye persoonlike verhouding met God in Christus Jesus. Maar gesien in die lig van Ou Testament lering moet ons besef die enormiteit van wat Paulus hier skryf in vers 12. Die enormiteit van hierdie voorreg wat ons het. Kyk, in Ou Testament tye, soos ek julle al reeds herinner het, was die nie-Jode, die heidene, ver verwyder van God. Kyk wat het Paulus geskryf vir hulle in Efesiërs 2, vers 11 en 12. In hierdie einste brief sê hy vir hulle, daarom onthou dat julle destyds volgens die sondige aard heidene was. Hy skryf vir heidene hier, julle word onbesnedenis genoem deur diegene, die Jode, wat besnedenis genoem word, al is dit bloot liggaamlik deur hande verrig. Let nou op wat sê hy van die heidene. Onthou dat julle in daardie tyd sonder Christus was. Julle was uitgesluit van die burgerskap van Israel. Julle was vreemdelinge ten opsigte van die verbondsbeloftes. Julle was sonder hoop, sonder God in hierdie wêreld. Hulle was ver verwyderd van God. En indien enige heiden wou deel van God se volk raak, dan moes hy 'n proseliet word. Dit wil sê hy moes sy eie mense verlaat en in die midde van God se etniese nasie, die Jode in Ou Testament tye, gaan woon het. Hy moes Joodse gebruike aanneem, hy moes die Joodse godsdiens aanneem om deel van God se volk te geword het. Maar selfs dan, soos Efesiërs 44 vers 9 vir ons sê, was hy maar net 'n vreemdeling in die midde van God se volk, 'n vreemdeling. Hierdie word ook vir ons baie mooi geïllustreer deur die tempel opset in die 1ste eeu. Jy weet, in Jesus se dag, rondom die voorhof van die tempel waar die priesters hulle dienswerk gedoen het, was daar die binnehof vir die mans. En net Joodse mans mag daar gekom het. En buite dit was dit die binnehof vir die vroue. Die vroue selfs mag nie in die binnehof vir die mans gekom het nie. Hulle kon so 'n bietjie verder kom. As julle verstaan wat ek probeer sê. Die binnehof vir die vroue en dan buite, dit is Joodse vroue. En dan buite dit nog was die buitehof vir die heidene. Slegs Joodse mans en vroue mag in die binnehof gekom het. Die heidene mag net tot in die buitehof gekom het. Hulle was verwyder, ook uitgebeeld in die tempel opset daai tyd. Maar in Jesus Christus en deur sy verlossingswerk het dit alles verander.
Kyk gou na Efesiërs 2 vers 13. Nadat hy die heidene herinner dat julle was vroeër ver weg gewees, sê hy in vers 13, maar nou, in Nuwe Testamente, nou, in Christus Jesus en op grond van sy suksesvolle verlossingswerk, het julle, die heidene wat destyds ver weg was, naby gekom deur die bloed van Christus. Ons het naby gekom in Christus Jesus. Dis wat Paulus sê in vers 12. Ons het nou 'n seker, 'n vrymoedige toegang tot God. Is dit nie kosbaar nie, want Jesus het deur sy kruiswerk, dit waarvoor hy gebore was, deur sy kruiswerk het hy die voorhangsel geskeur. En deur sy hemelvaart het hy gelowige Jode, maar ook gelowige heidene in homself opgeneem na hemelse plekke, om in hom te sit aan die regterhand van die Vader, wat ons posisie, ons voorreg as Christene aanbetref. Dit het hy gesê in Efesiërs 2 vers 6. Hy het ons in Christus Jesus saam opgewek en saam laat sit in die hemele, met betrekking tot ons status, ons posisie in Jesus. En in dit het ons nou vrye toegang. Deur die voorhangsel heen skeer is tot in die allerheiligste teenwoordigheid van God, wat ek vanoggend by julle benadruk het. Dit is kosbaar, geliefdes. Uiters kosbaar. En ek wil 'n toepassing weer hier maak. Wys jou dankbaarheid vir hierdie voorreg wat ons het, om 'n seker, 'n vas toegang tot God te hê, dat ons met vrymoedigheid kan nader. Wys jou dankbaarheid daarvoor. Deur met vrymoedigheid en volle geloofsversekering bidend toe te tree en met God te wandel elke oomblik van jou dag. Soos wat hy vir Abraham gesê het in Genesis 17 vers 1, wandel jy voor my aangesig. Dat elkeen van ons nou dit sal doen, want ons het nou hierdie voorreg. Vir ons verdien deur die dierprys van Christus. Ons is nie meer ver verwyderd van God nie, maar nou naby gebring deur die kruis van ons Here. Hierdie is onder andere, is nie net ek wat hierdie toepassing maak, hierdie aanbeveling maak, hierdie oproep maak aan julle nie, ook die skrywer aan die Hebreërs maak hierdie aanbeveling, hierdie oproep, hierdie uitnodiging in Hebreërs 10 vanaf vers 19. Hy sê, broers en susters, ons het dus nou vrymoedigheid deur die bloed van Jesus om in te gaan na die heiligdom, deur die voorhangsel heen. Ons het 'n sekere vrymoedige toegang, is wat hy hier sê. Hy gebruik, is maar net om Paulus se woorde anders te stel, ons het 'n vrymoedigheid om in te gaan langs 'n nuwe, 'n lewende weg, wat God vir ons geopen het deur die voorhangsel heen. Dit is deur sy liggaam, Christus se liggaam wat gebreek is vir ons aan die kruis. En ons het 'n groot priester, Jesus Christus, oor die huis van God. Laat ons daarom ingaan met 'n opregte hart, in volle geloofsekerheid, met ons harte besprinkel, vry van 'n slegte gewete, ons liggame gewas met skoon water. Geliefdes, laat ons met God wandel. Wat 'n voorreg. Ek wil vandag se boodskap afsluit, net deur te noem, die Here het ons weer herinner aan wat die evangelie is. Is duidelik. Die feit dat God in Christus Jesus dit vir sondaars moontlik gemaak het om te ontvlug van sy komende oordeel oor sonde deur geloof in Jesus. Omdat Jesus vir ons verlossing bewerk het deur sy kruis. Ons het gekyk na die 5 waarhede wat oor die evangelie uitkom in hierdie teksgedeelte, die oorsprong daarvan, die verstaanbaarheid daarvan, die volledigheid daarvan, die universeelheid daarvan, ook die effek daarvan. En ons het gekyk nou vanoggend bykomend nou nog 2 waarhede, die onveranderlikheid van die evangelie, dat die evangelie was vasgelê in die voortyd, volgens die ewige voorneme van God. Toe alreeds was ons insluiting beplan, bepaal, beskik. Hierdie evangelie sal in die teenwoordige tyd onveranderlik bly, volgens die ewige voorneme van God, en dit sal in die toekoms vervul word volgens die ewige voorneme van God.
En ons het ook gekyk na die voorreg van die evangelie, dat ons deur die verlossingswerk van Jesus nou deur die voorhangsel heen kan gaan, die allerheiligste in, om met God te wandel in 'n lewe van gebed, voor die aangesig van die Here, in gehoorsaamheid aan sy gebooie. Dit het Jesus vir ons vermag deur sy kruiswerk. Ons is nie meer ver verwyderd van God nie. Ons is naby gebring, ons het 'n seker en vrymoedige toegang. Maak gebruik daarvan. Dis my gebed, geliefdes, dat deur hierdie laaste 3 boodskappe uit Efesiërs oor die evangelie, dat die Here in ons harte bewerk het en toenemend sal bewerk 'n hernuide waardering en opgewondenheid oor die evangelie. Daai selfe opgewondenheid wat ons oplet in Paulus se getuienis hier in ons teks. Amen. Kom ons sluit ons oë. Vader, ons dank U vir die woord. Ons dank U vir die evangelie van Jesus Christus. Here, vir die onveranderlikheid daarvan. Dat ons insluiting as deel van U een nuwe mens, U liggaam, die kerk, dat dit, Here, van voor die grondlegging van die wêreld af in U hart was, in U plan was, volgens U ewige voorneme. Dat ons nie 'n nagedagtenis is, 'n plan B nie, Here, maar dat ons insluiting, ons verlossing plan A is. En Here, dankie ook vir hierdie evangelie wat vir ons so 'n groot voorreg bied, naamlik toegang tot die Vader, dat ons as dit ware in Christus Jesus aan die regterhand mag sit, dat ons U mag nader in die allerheiligste, voor U troon van genade en voor U aangesig mag leef elke dag, in gebed, in gehoorsaamheid, lewens van aanbidding tot U eer. Brand hierdie dinge in ons harte in, Here, en mag ons nooit wegbeweeg raak van hierdie evangelie, nie die suiwer egter evangelie van Jesus Christus nie, soos wat ons nou hierdie Kersweek meemaak, Here, soos wat ons rus nou hier in die einde van die jaar. Here, herinner ons opnuut aan hierdie dinge. Mag ons gaan pyns deur U aanhitsing deur die Gees, gaan pyns, gaan mediteer bidend oor hierdie waarhede van die evangelie. En Here, dit is my gebed as herderleraar van die gemeente, maar ook as 'n pappa, ook as 'n broer, ook as 'n vriend in die Here, dat U ons almal saam, Here, sal motiveer tot 'n hernuide waardering en opgewondenheid oor die goeie nuus van verlossing in Jesus Christus. Dit alles tot U eer. O Here, wees ook nou verheerlik deur die slotlied en die samesyn na die tyd. Dit vra ons in Jesus se naam. Amen. Ontvang die groete, die seën vanaf ons lofwaardige God. Die liefde van die Vader, die genade van die Seun, die gemeenskap van die Heilige Gees om julle te vergesel vandag en in die week wat voorlê. Ek wil julle vra, geliefde gemeente, onder die seën van die Here gaan verheerlik God deur intentioneel die evangelie te gaan uitleef en geniet die Here ten volle. Amen.